Goed genoeg as ons nou in die ooste gebly en dan moes ons nou regtig betyds gewees het, maar hier in die noorde waar jy dit nie baie nie. Okay. Joe. Ja, die winter is maar 'n winter, né? Maar nou ja, ons het vanoggend 'n baie lekker diens gehad. Ons is nie so baie in die kerk nie, maar ons het 'n lekker diens gehad. So Marius het soos altyd 'n goeie woord bedien. So as jy 'n kans kry, luister maar daai boodskap. Dit is genuine 'n goeie boodskap. So maar nou ja, ons sal sien hoe gaan die goeters. Julle het nou vanaand weer 'n boekie gekry uit hierdie kant gelê. Ek hoop net nie julle is nou heel de mekaar nie. Daai F2 voor moet julle net 'n F3 maak, hoor. Laasweek se boekie het afgesluit en hierdie is nou die laaste een van die dak. So dis F3. So verander maar net die ding. Ek het hom nou klaar verander, maar ek het dit klaar geprint het die 30, 25 boekies, toe sien ek dit nou eers. So toe wil ek nou nie goed weer oorprint. Ek het dan vir die tyd gehad nie. Toe dink ek julle pen kan ook werk. So skryf maar net daar voor, reg voor F3, dat jy nie jouself nou hier in die voet skiet en wonder wat gaan nou hier aan nie. 'n Mens raak maar 'n bietjie de mekaar. Okay, hierdie nuwe F3 begin met sit die dak op. Die ander begin met die sit die dak op in 'n inleiding. So jy gaan ook die blaai hier na bladsy 4 toe, as ek 'n prentjies. Die ander het nie prentjies nie. Dis die nuwe ene. Ja, jy's daar, jy's op die regte een. Jy's op die regte F3. Ja, dis Ja, ek sê ons vanaand nie aankom, toe sê ek vir Jacqueline, ek weet nie of moet ons nie maar daai kant gaan, so 'n bietjie warmer daai kant eintlik is, want die son skyn in die middag daarin, dan maak daai vertrek daar 'n bietjie warmer, maar wat daar net sleg is daai klomp bankie tussen julle en my. Hoe kan ek nie sien of 'n ou vakus en of hy slaap en of hy visgeit in hom het, babergeit of wat ook al, maar baie ouens kry maar so baber uitdrukking op hulle gesig as jy preek, dan moet jy weet hy is nou nie by jou nie. Dan moet jy stop, ja, ek het hom lankal verloor, jy weet, so dan moet jy daai babergeit eers uitkry en dit uitsort. So hierso kan ek julle daarom dop hou om te sien of julle bybly. Maar baie welkom, ek is baie dankbaar dat julle gekom het. Ons bid en hoop dat die Here gee dat ons hele klomp weer wat begin het, op 'n stadium weer gaan terugkom. Het 'n klomp ouens 'n bietjie afgehaak. Ek praat van die kernouens, daar het ouens gekom en gegaan en gekom. Dit gewerk maar altyd so, hulle die opoffering op 'n Sondag aand, val op 'n Sondag aand is maar baie. Omdat mense het maar familie dinge en allerlei goed aan die gang, so dan is dit nou nie altyd so maklik om op 'n Sondag aand hier uit te kom nie, maar ek is baie dankbaar dat julle almal hier is. So dankie vir julle getrouheid. Ons eer die Here daarvoor en ek dink die winter het 'n effek en die skoolvakansie het nog 'n effek. So as 'n klomp dinge wat ons belemmer en in die wiele ry, maar ons gaan net aan en ons druk net deur. Ekskuus, is dit wie het nou gery hierso? Is Jan, is dit Jan? Okay, nee, ek sien net hier's 'n kar uit, maar daai hek behoort toe te wees. Hulle gaan nie daar kan uit, daai ding het soontoe gery, so hy sal nie daar kan uitkom. Ja, hy hek is stuk en julle so ekskuus. Is aan hierdie kant ingery. Okay, julle, ons gaan net saam bid en dan gaan ons gou-gou 'n bietjie na die ek wil dit nou nie huiswerk noem nie. Wat kan ons dit noem? Die prakties, ja, dit klink, daai klink die regte woord. Na die prakties kyk, hoe dit gegaan het. So kom ons bid net saam en dan vra ons die seën van die Here. So kom ons wag net vir Jan om in te kom en dan. Moet jy nog koffie maak? Het jy koffie? Vader, baie dankie vir u goedheid en guns en dankie dat ons weer eens vanaand saam kan wees, Here. Dankie vir almal wat so bereid is, Here, om toegerus te word met u woord. En Here, hoe meer ons u woord in ons hart het, Here, hoe meer het ons die geestelike swaard wat skerp is. En ek wil bid, help ons om hierdie swaard op te tel en Hemelse Vader te gebruik teen die vyand. Want Here, ons leef in 'n wêreld wat korrup is, ons leef in 'n wêreld wat vol sonde en ongeregtigheid is. En Here, om dit te kan oorwin, het ons die krag van die Gees van God nodig, het ons die swaard van die Gees nodig, Here, want die woord van die Here sê dat ons die swaard moet optel en die volle wapenrusting moet aantrek. Help ons, Here, dat ons dan dit sal doen, deur onsself te bekwaam, Here, om dinge te leer wat ons kan toepas in hierdie lewe,
Ek vra dit alles in Jesus se ewige naam. Amen. Okay, julle, net so voor ons begin, wil ek net vir julle vra, het julle die afgelope paar weke daarom nog iets geleer, of is julle nou al te lank in hierdie hele sessie dat julle nou niks meer leer nie? Het julle die vrug wat ons moet dra, het julle daai goeters bietjie verstaan? Daai is eintlik baie maklike, dit is super eenvoudige goed, maar 'n mens besef dit nie altyd nie, dat die Here sê, hierin word God verheerlik, hy sê, hier is my Vader verheerlik, dat julle veel vrug dra. So met ander woorde, die vrug wat ons op ons lewens het, is dit wat God verheerlik. So as mense na dit kyk en hulle sien die vrug, dan verheerlik dit die Here, en die effek daarvan. Okay, ons het laasweek het ons geëindig by, ek het nou nie my boekie hier nie, maar ons het geëindig by die persoonlike getuienis. Julle sal dit nou onthou. So, Gerard, wil jy nie vir my net een van, ekskuus man, jy's nou jonger as ek, gee my net een van hierdie blaai daar in daai boks, is daar 'n boekie, hy ou F2 hoor. Ek wil net vandag, ja, net sommer daai, ek wil net vandag sien na op die einde, dat ek nou net myself hier oriënteer, dankie, myne lê nou by die huis. Okay, so ons het laasweek het ons gekyk na die kernfeite van sy bekering, Paulus se voorbeeld van sy getuienis, sy persoonlike getuienis, en die skrif wat ons gebruik het, sê eintlik dat ons sal die duiwel oorwin deur die bloed van die lam, deur die woord van ons getuienis en die feit dat ons lewe nie sal lief hê nie. Daai drie goed. Baie mense sien net die twee raak, maar daar's drie dinge daar. Met ander woorde, die feit dat ons lewe nie sal lief hê nie, beteken as ons bereid is om alles vir God prys te gee, dan gaan jy die duiwel oorwin. So ons weet, en ek dink dit is die pad waarheen die Here eintlik vir 'n mens probeer lei om daar uit te kom. Nie maklike pad nie, want jy weet, hoe sit jy alles agter jou en jy begin, dis nie 'n hele, ek weet nie, daar is baie geloofsreëse wat dit kon doen, maar ek weet nie almal dit kan doen nie. Maar almal behoort dit te probeer doen, verstaan jy? Ons moet die koninkryk eerste stel, en dis eintlik waaroor dit gaan, Matteus 6:33. Soek eers God se koninkryk eerste in jou lewe. Dan sê die Here, sal al hierdie ander dinge, jou kos, jou klere, wat jy ook al nodig het, sal vir jou bygevoeg word. So die Here weet wat jy nodig het, want hy is jou Vader in die hemel. So wanneer ons God eerste stel, dan sal ons deurbreek met betrekking tot dinge in hierdie wêreld. So en een van die goedes is, ons vrug wil dra, julle, onthou daar's 'n skrif wat sê al ons werke sal op die proef gestel word deur vuur. En ek het iewers deur die opleiding het ek al vir julle gesê, die enigste ding wat ek kan sien wat nie deur vuur geaffekteer kan word nie, is letterlik 'n geredde siel. Want uiteindelik gaan alles deur vuur verbrand word, verstaan jy? En die vuur gaan aanhou in die ewige hel wat daar is. Vuur verteer alles. Vuur loog, maak goud suiwer, vuur maak silwer, dit loog silwer, dit maak dit suiwer. So vuur, en dit is wat ons baie keer nie verstaan nie. Ons gaan deur 'n tydperk van vuur. Ons gaan deur moeilike tye. Dan kan ons in ons menswees dit nie snap nie. Ons verstaan dit nie. Want hoekom is ek daar? En ek dink dit is waaroor Marius vanmôre so wonderlik bedien het. Ek het 'n getuienis daar van iemand hier in die Joodse konsentrasiekamp, het hy 'n vrou aangehaal daar wat het 'n stuk gelees oor haar wat, as ek daai goed lees, dink ek, Here, nou kan jy verstaan as jy in daai omstandighede is. Hierdie vrou was in daai kampe gewees en hulle het hulle uitgeplaas na 'n eenheid toe, en daai eenheid was vol vlooie, dat jy kan omtrent nie gelewe het nie. En 'n klomp vrouens het in daai eenheid gebly. En hulle kon nie verstaan hoe hulle lees Bybel, hulle bid, hulle vertrou die Here, maar hoe beland hulle op hierdie plek nou, wat erger is as die vorige plek, want hier's nou net 'n spul vlooie, en aan die ander kant was nie vlooie nie. En dit maak nie sin nie. En die een sussie sê, hoor hierso, die Here het vir haar gesê, ons moet God begin dank vir alles. Nou julle verstaan jy nou, as jy in moeilike tyd is, hoe dank jy die Here vir daai moeilike tye? Want dit maak nie vir jou sin nie. En dit maak nie, jy verstaan nie hoekom dit is en waarom dit gebeur nie. Tot op die einde wat hulle nou begin terugkyk, toe kom hulle agter, en julle kan maar die getuienis gaan luister, ek wil dit nie vooruitloop, maar toe kom hulle agter dat daai kamer is die enigste kamer waar hierdie klomp Duitsers nie ingekom het en die vrouens verkragt het en gemolesteer het en al die goed doen nie, want niemand wil tussen daai vlooie ingaan, hulle is te bang vir die vlooie. So en daar die Here die vlooie gebruik om daai vroue te beskerm, en hulle kon worship, hulle kon die Here dien in vryheid daar,
as gevolg van daai vlooie wat daar was. So julle en ek meen nou dink hoekom is die Here nou vlooie gebruik het? Maar God weet wat hy doen. Daar's 'n ander plek wat hy sê die Here het die perdebye opdrag gegee teen een van hierdie heidense nasies. En die perdebye het hulle uitgesorteer. So weet God het 'n plan met alles, maar ons moenie as dinge swaar gaan, moet ons en ek dink dis waaroor vanmôre se woord gegaan het, moet ons waak dat ons nie God blameer nie. Want dis die eerste ding wat mense doen. Waar was die Here? Hoekom gebeur dit? Hoekom is nou ek, Here? Waaroor en waaroor? Ons weet nie wat is die groter plan nie. God ken die groter plan. So en dit maak vir my nogal sin wat daai Amerikaner ook nou die oggend gesê het, waar hy gesê het hoor hierso, dank God vir 'n slag. Begin God net eer. Weet ons kan nie net bid en vra en smeek nie. Ons moet die Here begin, ons moet God begin loof vir die omstandighede in Suid-Afrika. Ons moet God begin eer vir die omstandighede. Hoekom? Want dit maak dat God het 'n groter plan wat ek en jy nie kan sien nie. En dis ongemak waar ons is, maar die Here gaan iets bereik. So en ek dink rondom die deurbraak ding waarna ons soek, moet ons eintlik daai gesindheid begin inneem om die Here daarvoor te vertrou. Maar om te bid vir herlewing. In hierdie week wat verby is, het ek weer met 'n prediker gepraat en ek het gesien die ouens is super skepties oor die gedagte dat ons wil bid vir herlewing. En een van die stellings wat hy maak is, man, as jou huwelik op die rots is, kan jy bid soveel soos jy wil. As jy nie 'n werk aan gaan doen, jy moet bid en iets aan doen. En dit is absoluut so. Nou ek wil vir jou sê, jy moet mooi verstaan, as ons praat van die Here moet hierdie land red, ons moet dalk wegbly by die woord herlewing. Ons soek 'n vernuwing in hierdie land. En die oomblik wanneer ons begin bid, moet ons na mense uitreik. Want in al hierdie gevalle waar hierdie groot ontwakings plaasgevind, julle kan dit maar gaan kyk, ons het daai goed mos gesien, ons daai video's gekyk. In al daai gevalle was daar 'n sterk gebedsforum en daar was 'n sterk evangelistiese forum. Met ander woorde, daai twee bene hardloop hand aan hand. Jy kan nie net bid nie, jy moet aksie neem, jy moet mense by God uitbring, jy moet vir mense begin bid, jy moet mense se name op 'n lys. Ek meen Watchman Nee, ons het hom hier gekyk. Hoe hy oor daai 300 name op 'n lys begin skryf het. En hy vir een hele jaar oor vir daai mense gebid, of 75, hoeveel was dit? 75 mense of iets. En hy vir daai mense gebid het. En nie een kom tot bekering nie. Tot daai sendeling vir hom sê. Weet hy die name net gevat en dit nie ernstig vir daai persone. In die oomblik toe hy vir daai persone begin bid in 1 jaar en hy klomp mense vrygespreek het wat teen hom gesondig het. En hy mense gaan vergifnis vra teenoor wie hy oortree het. So binne 1 jaar toe kom 68 van daai 70 mense tot bekering. So ons verantwoordelikheid julle is om God se heerlikheid in ons lewens te kry, maar ook God se heerlikheid by ander mense uit te kry. En om dit te kan doen, moet ons met hulle deel, moet ons met hulle kan praat, ons moet hulle nooi. En hierdie hele lesing wat ons vanaand gaan begin hanteer, handel eintlik daaroor. So ek gaan jou 'n klomp dinge leer hierdie volgende week of 2. En dan maak ons klaar met die dak. En dan is die struktuur gebou, maar hy is nog nie afgerond nie. Want enige struktuur wat klaar gebou is, wat's die laaste faset? Die afwerking. En by die afwerking gaan ons eintlik met 'n nuwe reeks begin. Ek gaan dit inlyf in hierdie ding in. Dit gaan maar lyk soos hierdie goed lyk, maar dis 'n deel van die koninkryk wat ek geskryf het in 2002 wat gaan oor 'n leefwyse in God se koninkryk. Want nou begin dit in die praktyk aan ons raak. So ons gaan daai goed hanteer die oomblik as ons nou hier klaar is met hierdie struktuur, né? En dan gaan ons oor na die afwerking toe, die teëls wat jy moet insit, die bad en die wasbakke en die krane en al daai goed. Hoe lyk hy huis binne? So met ander woorde, as jy mos in 'n huis instap. Nou ek weet net julle al gesien op hierdie YouTube goed wat 'n ou deesdae kry. Vroeër jare het jy net daai ou jy het seker boeke gekry, dan kon jy so deurblaai, maar daar's so 3 of 4 prentjies van 'n mooi huis binne. Maar deesdae as jy daai een ding opsoek oor 'n huis binne, dan kom daar sommer 1000 van die goed op en elkeen die volgende een is mooier as die vorige een. En dis interessant hoe werk hierdie goed. Ek het daai algoritmes of wat ook al, daai ding tel op, jy kyk huise of jy kyk hoe lyk 'n huis binne en dan stuur hy vir jou alles wat hy kan kry. Binne en dis sommer van self. Jy hoef nie eens te vra nie. So as jy 'n kar wil koop, kyk net as jy lank kyk na 'n rooi kar, gaan jy 'n rooi kar aan mekaar kry. So dit is nogal interessant hoe dit werk. Maar kom ons gaan kyk 'n bietjie. Julle moes nou verlede week gegaan het en julle persoonlike getuienis so 'n bietjie gaan oefen net. Okay, nou kom ons vra heel eers wie het dit gedoen? Nou nie soos een te maak nie, né? So wie het dit? Gerard, jy het dit gedoen. Okay, ja, is nogal 'n klompie ouens. Dis nou die ouens wat laas hier was. Hier is 'n paar ouens wat verskoon is, maar hierdie wat verskoon amper verskoon is, hulle is eintlik al jare op die pad. Hulle behoort hierdie goed in elk geval te kan doen.
So kom ons maak hierdie vloer oop en is daar iemand wat sy getuienis net wil bring en onthou, ons het gesê 4 tot 5 minute, 3 tot 4 minute max, dan moet jy klaar wees. Want jy gaan nie 'n halfuur kans hê om met 'n ou te getuig nie. Jy gaan 'n ou in die verbygang terwyl jy daar langs die til staan en hier's 'n ou hier agter jou wat sug en hy's allerhande moeilikheid. Dis jou tyd wat jy het om met hom te deel. Want die lewe gaan so. 'n Mens het nie tyd vir allerhande detail nie. So wie van julle wil sy getuienis. Jy kan hom lees ook as jy wil. Jy hoef hom glad nie op te sê nie, jy kan hom net lees. Dit gaan dalk vir jou makliker wees. Maar want jy gaan hom kan vertel as jy hom daar geskryf het, glo my vry. Ek kan my getuienis vir jou vertel vorentoe en agtertoe, boontoe en ondertoe enige kant toe. En dis nie net een getuienis, dit klomp getuienisse. Want dis mos 'n ding wat in jou hart leef. Jy hoef dit nie eintlik eens neer te skryf nie. Al wat daai ding doen is dit dissiplineer jou om te sê waar jy was, hoe jy tot bekering gekom het, wat God in jou lewe gedoen het, waar jy nou is. So dis basies die ding wat jy moet gaan kyk na. Alright, so wie gaan nou eerste ou wees wat dit lees? Kom aan, ek gaan nou nie. Daar sê baie dankie Jacqueline, gee hom vir ons. Dink hy gaan interessant een wees. Ja, jy kan sommer hier voor die kansel staan daar hoor. Ja. Jy mag maar 'n bietjie huil as jy wil. Ja, Jacqueline Roberts. So my getuienis begin al vanaf ek 'n klein dogtertjie is. Gemolesteer, hy is groot geword, alcohol, abuse, getroud, abuse. My man my verloos, tel aan dat ek verkrag. Dan het ek my man ontmoet, my tweede man ontmoet, die fikste man. Hy het my weer my verkrachting gehelp. En in daai tyd het ek 'n karongeluk gehad. En ek het my regterkantste breinvlek het seer gekry. So ek het 'n VI-shunt wat van die brein af na die hart toe gaan en vochtige van my brein af daal. In 2024 het my werk, my Christenburg uit Pretoria toe laat kom vir 'n hoorposisie. En ek het eers 'n shunt in die rug gehad en ek het ophou werk. En ek het die 30ste Januarie gegaan vir die nuwe shunt. 3 weke daarna toe sit in ICU. Het ek siekte sien opgetel. En kon nie die shunt in my rug insit nie. En dan moes hom in my brein sit. So het my man my bygestaan aan Februarie maandag regdeur tot September. Toe ons die finale uitslag kry. Laat my volg. Die eerste keer in 9 jaar. Van 52 het dat wol wat nog mal is. So ons het op daai punt begin na 9 jaar wat ons lewe kan ervat, wat ek ons mal kan voortleef. En 2 Desember geskiet my man voor my dood. Maar 6 maande voor my man dood is, elke naweek na sy seun toe gery in Witbank om te gaan werk vir ekstra geld, want die mediese onkoste het net soveel geraak, dat ek my gevra het, my vrou gaan die maand as ek nie by jou is vanoggend nie, ek wil kerk toe gaan, nou in die tyd wat ek en my man saam was, waar hy nooit kerk toe gaan, en het 6 maande voor ek dood is, vir kerk toe gaan. En toe ek nou eventually begin gesond word, en ek saam met hom kerk toe gegaan. En ek is daai oggend gespaar, my lewe is gered. Dis 'n moeilike tyd, ek het dieselfde dag gestorf verloor. 3 dae op my man se roudiens, my beste vriendin en haar man verloor, slagdood, en 6 daarna my pa verloor. En ek het 'n kerk kom soek hier in Pretoria, ek terugkom Pretoria toe, en elke keer kerk gekry, maar dit was nie vir my nie.
En ek het die oggend opgestaan en ek gegoogel en daai lewende waters het opgepop. En ek het ingestap. En ek het vorentoe gestap. En pastoor het my gesê, ek het iets wat ek vir jou moet sê, maar gaan dit nie nou vir jou sê. En hy het my gebid. En ek het hom kom sien die week daarna. En hy het vir my gesê, Jacqueline, ek het gesien 70 maal 7. Want waar hier staan vandag, het ek my man se oordeelaars vergewe. Ek het my pa vergewe. Ek het elke persoon wat seer gemaak het, het ek vergewe. En ek hoop dat iemand kan besef deur die seer waardeur ek gegaan het in my lewe. Die Here my bystaan elke liewe dag. As ek wil opgee vandag, sê ek net, moet nie vandag opgee. Gee môre nog kans. Want God is daar vir jou. Maak die saak wat. Ja, prys die Here. Kom ons gee. As ou hierdie getuienis hoor, dan dink ou aan jou eie goed, dan dink jy, Here, waaroor moan ons? Waaroor moan ons? Dan lyk ons goedjies of dit so klein is, as mens kyk waardeur ander mense gaan in hulle lewe. En daai oggend toe sy by die kerk ingestap het sy eintlik 'n besluit geneem om haar eie lewe te neem. Dit was haar laaste poging gewees, en sy was 4 weke voor dit in 'n kerk gewees, en elke keer as sy in die internet vra, dan kom die kerk op wat sy by was, en elke keer as sy haar instap, dan stap sy leeg uit, en daai oggend kom sy nog laat ook by die diens in, maar met 'n doel, hoor dit nou vir sy met 'n purpose. En die oomblik toe ek sy by die deur instap, toe ek op die vers wat sê, ek het jou by jou naam geroep, jy is myne. Ek ken jou by jou naam. Toe sy gaan sit, toe's dit die woord wat uitgaan. En toe sy sit, en die Here sê vir haar, ken jou, Jacqueline, ek ken jou by jou naam. Ek ken die stryd waarin jy is. Toe sien ek haar bar toe loop die trane, toe weet ek, God is besig met haar. So, die Here werk op bonatuurlike maniere, en ons is so dankbaar vir dit wat hy in haar lewe doen. So, ons bid dat die Here haar volkome gaan deurdra. Hierdie getuienis wat sy het, ek wil vir julle nou sê, as baie vrouens wat met hierdie pyne, met hierdie tipiese pyn rondloop, en hulle kry nie oorwinning oor dit nie. En hier's meer as een faset van die lewe waarin vergifnis waar sy moes vrygemaak het. En as sy dit kan gebruik in 'n bediening vorentoe, waar sy net hierdie getuienis gaan gebruik, gaan God haar magtiglik gebruik in sy koninkryk. So, ons verstaan nie altyd hoekom, ek het nooit verstaan, Here, hoekom moes ek as 'n tienerseun, hoekom moes ek in 'n alkoholiste huis groot geword het nie? Ek kon dit nie verstaan nie. Totdat die Here my geroep het vir die bediening. Toe kom ek agter. Daai ding het my gebrei, jy is soos klei wat jy brei. Want anders is jy fragile. En ek kon staan in daai tienerjare, ek moes staan om my ma te beskerm. Ek moes die huishouding eintlik tot 'n mate oorneem. So ek ken daai gemors van hierdie wêreld, maar ek kon dit nie toe ek daar was verstaan nie. Maar nou kyk ek terug en nou sê ek, Here, daai dinge wat met my gebeur het my eintlik vir die afgelope 36 jaar in die bediening gedra. So, want dit het my sterk gemaak in die gees om te weet, as die son môre opkom, God is steeds daar. As die son vanaand sak, God is ook daar. As ek alleen voel in my kamer, God is daar. As ek wakker word in die nag en ek weet nie wat om my aan, weet wat ek kan toe, wat ek gaan doen nie, God is ook daar. So, en dit is vir my baie kwaai. Baie dankie, ek is so bly jy het dit gedoen, hoor. Ek dink dis die eerste keer dat jy seker nou hierdie getuienis so ronduit voor mense bring, en dit gaan jou help om hierdie platform te skep. So, daar sê weer 'n oorwinning vandag. Kom ons gee weer vir haar 'n lekker hande klap. Alraai, julle, wie's daar nog? Dankie, Paul.
Ja, ek dink as ons maar terugkyk op ons lewens, meeste van ons maar deur abuse en swaar kry in die lewe. Ja, ek het ook as 'n jong mens baie swaar gehad in die lewe in. Ek was 'n verbitterde kind. Ons het ook baie swaar gekry. Baie aande sonder kos ook gewees en my pa was 'n alkoholist, baie abusive. Gelukkig en jy weet en so. En op 'n stadium het ek net besluit ek stap uit die huis uit, ek gaan by my oudste suster bly want ek kon nie meer die lewe vat nie. Toe ek nog die dag sit en ek sit en eet en hy gooi daai bord kos teen die muur en sê ek het nie die kap nie en die bord in my kop sê gryp ek het net uit en ek gryp 'n sakkie klere en ek hardloop. Toe ek na my suster toe en ek het nie weer teruggegaan nie. Die lewensomstandighede daar was baie beter. Daar was al die necessities wat 'n mens nodig gehad het as 'n kind. Daar was kos, alles. Maar die abuse was daar. Physical abuse, verbal abuse, althans nie physical nie. Hy het my suster altyd so gestel en gesê van, julle is swaar, kry waar kom julle? So baie nagte het ek daar gelê met baie hartseer, want my hart was so seer vir haar. Ek kon haar nie help nie. Ek sit in dieselfde omstandighede en ek is so afhanklik want ek wil daar wees want ek kan nie teruggaan nie. Maar die kort en die lang toe ek nog klaar met skool en ek begin werk, toe besluit ek gaan terug huis toe. Ek kan nie die weer vat nie. Ek gaan die man aanrand in sy eie huis. Soos ek terug huis toe, in daai tyd ontwikkel ek asma. Maar so erg dat die werk my wil aflê, hulle wil my bord want elke tweede dag kry ek basies amper 'n asma aanval. Maar ek was so 'n lelike mens. As mense na my toe kyk, soos hulle my broers en almal sê, daar kom niks. So wat mense was bang om met my te praat. My gesig, ek was net 'n mens wat niemand wou met na my toe kyk, sal my ruggie kyk weg. So 'n lelike mens was ek. Want ek was bitter, ek was kwaad vir die wêreld. Ek wou net almal terugseer maak. En op 'n stadium het ek dokter toe gegaan, elke maand kry ek my medikasie. En toe sê ek ook nog nie die Here, nog nie ontmoeting gehad met die Here. So nie maar ek geweet die Here is daar. En so gaan ek dokter toe. En nou gaan ek elke maand my medikasie. En op 'n stadium besef ek, want hulle praat met my by die werk ook om voormelding. Want as iemand iets sê, wat dan sit op my agterpote en ek let gou. Dis so lyne wat gaan. En nou praat almal oor melding. So ek moet nou iets doen omtrent myself. En ek het met myself begin, ek het kort myself gekry met jou reg. En so het ek met myself, want dan het ek hartpalpitations nie goed. En ek kan nie verstaan wat aangaan nie. En op 'n stadium het ek op 'n manier myself uitgesorteer en rustiger geraak en meer ontvanklik geraak vir mense ook. Dat ek so goeie reports gekry het dat ek regtig pryse en goed gewen het vir persoonlikheid en kliëntediens wat ek gelewer het. Maar in die tyd raak ek genees van asma nadat hulle my wou bord. Maar ek self kan nie verstaan hoekom nie. Ek het gesond geraak en ek sê die dag vir die dokter, hy sê jy weet jy ook vir pompies kom, maar ek sê ek gaan nie dokter. Die Here het my gesond gemaak. Ek het nog nie 'n verhouding met die Here nie, want ek weet ek is aan die Katolieke kerk en ek is in 'n NG kerk, so wat weet ek dan nou van alles. En 'n vriend sê vir my ook, jy moet jou laat doop. Ons werk toe saam, ek werk by 'n ander plek en ons is op site, 'n week na week praat hy met my oor die Here. En ek sê vir môre ek is gedoop. Hy sê jy is nie. Hy sê jy is besig met 'n verkeerde leerstelling. Hy sê Paulus, ek het so lief geraak vir jou as 'n mens. Ek kan nie sien dat jou siel verlore gaan nie. Nou kyk ek kom en ek trek goede af aan die internet, nou gee ek my van die Catholic doctrines en al die goed. Maar ek beklei op site met hom en ek gaan en wie jy vir my te sê, ek weet ek is reg. Maar op 'n stadium vra hy vir my buurvrou, nooi asseblief vir 'n diens. En ek gaan toe met my buurvrou een Sondag aan Pretoria en Noordkerk toe, gemeente van Christus toe. Nou kom ons die aand in die kerk in, en dit almal klap hande, nou kyk ek dink, o Here, wat is dit nou? Hoe gaan ek nou maak? Ek kan mos nou mis die mense nou besete wat gaan aan nou staan nie. En nou maar dan is iets in my wat wil en sê, jy kan nie almal kyk vir jou. Nou voel ek self verras. Maar op 'n stadium kry ek koud. En ek bewe en my trane rol en ek raak kwaad. Wat gaan aan met jou? Kry beheer oor jouself. Dis nie jy nie. Maar ek weet nie wat gaan aan nie. Ek het soos die kerk uit maandag as ek op site, ek sê jy nou tot, ek weet nie wat het gebeur nie.
dit het gebeur, ek kon nie, en hy druk my so, hy so stien, so kom ek aan, hy vat my so in sy hande, en hy druk my, sê, my meisiekind, dit is die Heilige Gees. Hy sê, Paulus, dis die eerste ervaring. Hy sê, asseblief, moenie ophou nie. So het ek toe maar altyd kerk toe gegaan, elke week weer, tot ek nou regtig gevoel het en besef het, hoorie, wat is dit om 'n ontmoeting te hê met die Here en hoe dit gaan en vry geraak het en begin die hande klap. 2 jaar terug by Pastor Morney, toe ek besig met 70x7. Ek het nooit geweet wat het gebeur met Esma nie. Toe besef ek het vrygespreek, ek het vergewe en die Here het my genees. Ja, amen. Yes, baie dankie, prys die Here man. Baie bly dat Roman Katholikheid is uit hoor. Ja, dis 'n wonderlike getuienis. Is daar nog iemand? Dankie Morney. Ek nie al daai twee getuies nie. Dit is 'n kartoon. Ag, lank storie kort. Ek my vroukie met die kinderhuis uit, ek het moeilike tyd gehad. In die kinderhuis, het ook weer klomp dinge, ek het self, dus 92, 93, sommer werk gesit, met diploma in my hand. As jy werk moet, jy doen alles wat jy kan, tot burgers, maak bloemies, alles, maak bloemies, versiene skoon. So ek my vroukie ontmoet, aangevoer van Kimberley af, al die vrouens hier in Pretoria en Stukker. En ja, ons het mekaar doen met outfits, dis die blaks van dat die tyd wat ek kom uit 'n dopperkerk uit en ek het aangeneem die dag van die kerk so die was en ek het net nie gevoel nie. Dat doen net vir my sê baie mooi, jy is aangeneem, ek kan in die kerk sit. En jy mag wyn drink? Dan mag jy wyn drink, ja. Maar ek het nie gevoel nie. Ek het my verkeerd. Ek het daai kerk verpes want dit is net 'n afskouery gewees, wie kan die mooiste aantrek, wie die mooiste hoed en van net so terug te hoed, jy kan nie die bloemies die so kom ons in die lewe en ons kon net nooit regtig 'n kerk vind waar ons in pas nie. En so ek my vrou gegroei en ons eventually getroud en van kerk na kerk en ek kan dit net nie kry nie. Ek weet die Here is daar maar voel ek. En so gaan ons hierdie lewe. Kom toe 2007 vriend van dis my vriend van ons en maar eintlik 'n werksinhoud wat my uit die werk gegee het. Werk in die bestuur. Nooi my toe na die funksie by sy huis aan die maandag van. Ek sê my vrou is nog nooit vir die piramide skien. Ek weet dit nie. Ek weet dit is mooi. Wat jy maar moet alles goed moet maar ek nie werk so ek moet my face value hou met Gerald net wat ons net gaan. En ons gaan sit vir die aand daar soos die sok en iemand nie goed maar ons gestry het vir alles en ons sit daar ek sien die trekkie salesman in sy Mercedes en hy het so 'n tassietjie en ek kom ingestap in die tassietjie en sê wat hy sê en hy kom daar en sê almal dat die goeders gaan sit en self op die bier op koffie. Miskien druk hy die Bybel uit die tas uit en ek is daar. Ek is onderste, ek weet nie wat die hel gaan doen. En toe begin ons, toe stel hy my bekend aan die Koninkryk. Ons het hele keer die storie oor in die slaap geraak het al. Ek het afgesit en slaap net 'n paar weke. Want ons het ons dood gewerk, maar eventually toe slaat hierdie ding my en ek besef die eerste keer kan ek Bybel lees soos ek wat ek verstaan. En ek het die eerste keer kry woord wat ek in my lewe nog nooit in 'n kerk gekry het. En dit is iets wat net dit oopbreek. En ek kom ook met die tyd uit my pa was, my seunweer, hy was gebore, my pa se jaar na hy gebore het. My familie het tompans wat molesteerders is. Dis almal wat sê. Kinders molesteer en my suster het weer geloop en ek het verkies. En die jaar na my kind se geboorte vertrap my vrou my pa. Wat ek nooit geweet het. En dit het my gegooi. En daar was daai ding van sê wat vader, wat son. Dit het my getrap. En ek het my pa tot vandag toe vergewe daarvoor nie tot vandag nie. Ek het vergewe maar nie terwyl hy leef. En pa was in die hospitaal. Hy was 'n klein seentjie, hy weet nie van sy van. Dis hoe hy nou en ek wou nie na my pa toe gaan.
my pa is in die hospitaal met blaasoperasie en alles goed gegaan en die dag toe my suster moet gehaal het, bloedklomp by die hart, en ek het nooit goed in kan regmaak, en dit het te lang en ek het eendag toe ek klaar met die kursus was vir ons by die kerk, en ek dacht, ek gaan gou in die kerk bywoon, en ek gaan met al wat ek alleen, ek wou iets aan, ons so 14 bakkie gery, staan daar so, en ons sing een liedjie, maar hy speel een liedjie, ek misdui, en ek het al die goed in my kop en my hart, en die goed het met ons gebeur, en dit is net moeilijk, ons af, dit is in die liedjie, dit is net, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, volgende oomblik, is dit met trane, en ek weet nie waar hy help gaan, my leven nog nooit so gevoel, en ek weet nie, die is fout, en ek haal oor die kerk uit, en dan spring in my bak, ek tap die deur toe, ek weet nie wat gaan, en Pastor Julius, kom daar, en ek kop al die vriend, met jou kijk, so, as die man nie wegrijden, kom die deur, en ons is daar, staan ek daar, en dit is my eerste reg, om te doen die Here, en van daar af, ek het nog baie anders getuig, maar van daar af het die Here my begin raak, soos ek nog nooit in my lewe ervaar, en ja, dit is maar my storie, en baie dankie. Ja, prys die Here, en vandag is hy 'n pilaar in die kerk, né? Elke ou se eie pad. Is nou lekker om dit te luister, is daar nog iemand? Ek het ook in 'n huis groot geword, my ma en pa het nooit kerk toe gegaan nie, maar dit is gedwing om kerk, sonnaarskool toe te gaan, en ek kon nooit verstaan, maar hoekom moet ons sonnaarskool toe gaan, en hulle gaan die kerk toe, en my pa het ook, hy was verskriklik geweest, as hy van die werk afkom, en die goed as hy op hulle plek het, hy is ook 'n stuk tuinslang afgesny, en daarmee geslaan, en toe het ek nou, matriek klaar, toe ek nou uit die huis uit, toe werk ek by die gevangenisdiens, en voor dit het ek nou aangeneem en goed, en die huis Sondag aand, my pa by die huis kom, en sê, jy het nou jou dranklisensie gekry, en ek het vir jou dop ingegooi, en saam met hom gedrink, dus ek 'n matriek geskryf, dus ek nou uit gevangenisdiens toe, en daar het ek om basis van my woede van my pa oorgeneem en goed, ek het die gevangenis, het ek harde tyd gehad, ek vat, man, is amper op 'n rugbyveld voor 'n saal, dan gee ek vir my tandeborsel en sê vir hom, maak hierdie vloer skoon, verby van blink, en as hy so 'n stukkie skoon, dan kom ek dan, voor my skoen aan, sê ek, kyk hoe vuil is hierdie vloer, en as ek die oggende oopsluit, dan werk ek in 'n seksie, en hulle het die observasie seksie genoem, hulle is die eerste 6 maande as hulle in die tronk is, hulle in daai seksie, dan word hulle nou toegewys aan verskillende plekke toe. En een oggend toe kom 'n ingevangene na my toe, hy sê, meneer, ek weet, die dag as jy alright is, of die dag as jy moed is. Ek sê, nou hoe weet jy dit? Hy sê, nee, as ek die oggend hoor, jy sluit ook, dan weet ek, jy's rustig. Maar as ek hoor dat jy gaan, weet, vandag gaan dit ons moeilikheid. En toe gaan werk ek by buitebewaking en goed, moet ek gevangenes in hospitale gaan oppas, en ek het permanent dagdiens gewerk, want dit was lekkerder gewees, en daar so het tannie oorkant my wat haar seentjie oppas, en hy het breedkanker gehad, en dan sien ek ek aan diens kom, daar's klomp mense, en hulle bid vir die kind, hy is 14 jaar oud, bid vir hulle goed, en ek het gesê, want die mense moet dan gelowig wees, die kind wat breinkanker het, wat gaan aan? En het weer oor 'n naweek, en toe is die tannie met haar 3 dogters daar, en die een meisiekind, vandag my vrou vir 43 jaar kom in, vra vir my, weet jy koffie het? Ek sê, ja, het sal lekker wees, en sy het by koffie gaan maak en goed, en sy aan daar by my gesit, en ons het alles gesels oor die Here en goed, sy was in die rede van Christus gewees, en daar het ek die aand, het ek die Here ontmoet, daar vir die Here gegee, en ek het oorwin, die vloekery het ek oorwin, ek is geduldig, ek is nie meer woede nie, en ek het alles gedruk oorwin, dit was, net vir my, dit is vir my. Ja, prys die Here man.
Gerard, is jy reg? Kom. My naam is Gerard. Ek het my hele lewe in Vredesdorp grootgeword. Ek het ook nie eintlik 'n maklike kinderlewe gehad nie. My pa het sy hele lewe al lank dwelms en hy het ons en my ma mishandel. Maar ek was nie altyd so nie. Hy het tye gekry wat hy nou wil jammer sê en vergifnis vra en goed so. In daai tye het hy ons geleer van die Bybel. Dit was in die begin was maar die normale stories soos Noag en Moses en so. Was nou regtig swaar gaan, was 'n storie van Job. Maar ek het daai tye geniet want dit my gevoel in daai oomblik ek ook 'n normale familie en 'n pa en goed omgee. Maar met tyd het dit verander want ek het daai tyd gevoel dat jy kan ook net so verkeerd vergifnis vra. Jy kan net ook net so verkeerd jammer sê oor wat jy gedoen het. En as gevolg van sy probleme wat hy het, hy amper nooit werk gehad nie. Dit werk is die meeste van wat ek kan onthou. En in 2014 skand het dit so erg geraak dat ons moes intrek by pak. En ons het toe daar gebly 4 jaar. Maar 2015 toe was ek moedeloos en ek weet nie meer wat om te doen nie. En ek weet nie of my groot word in die huis nie, almal so is nie. Want almal om my voel vir my 'n beter lewe as ek. En ek het toe was toe uitgenooi om na kerk aan te gaan met 'n vriend. Eksterne is hier in die Loppie-pad ook. En ek het daarso gegaan en hulle het ook getuienis en gevra en ek het hulle vertel van my pa en hoe erg my lewe is en al daai goeders. En die vrou het pastoor vir my ma. Hoe jy geleer van God? Ek sê my pa net geleer. Sê wel, dan sê pa nie eintlik so slegte mens nie, want alhoewel hy sy fout het, het hy goed probeer op die regte pad. En ek het besef dat ek God in my lewe nodig het en as ek my lewe aanvaar, dan gaan dit nie beter gaan met my. So ek het toe daai naweek op bekering gekom en van daar af het God my hart gehad. En my lewe het heeltemal verander. Ek het geleentheid op geleentheid gekry van God af. En ek het dit tot die beste van my vermoë aangepak en net aan die vorentoe gegaan. Ek het ons het toe in 2019 uitgetrek en pak van uit in 'n huis en so. En ek het toe 'n werksgeleentheid gekry in Pretoria. En ek het net van daar af verder gebou. Vandat ek God in my hart aanvaar het ek besef dat alles gebeur vir 'n rede in mens se lewe. Ek was altyd so kwaad vir my pa oor wie hy is en wat hy is. En my pa het eintlik die Bybel geleer in die tronk, omdat hy toegesluit was omdat hy gesteel het. En as hy nie was wie hy was nie, het hy nooit tronk toe gaan nie, nooit die Bybel geleer, nooit my geleer van die Bybel. En ek het nooit van God gehoor. Dis hoe ek het. Ek is nou baie lief vir my pa, met al sy foute en al goeders en maak nie saak wat gebeur nie, ek worry nie hoe dit gaan uitdraai nie, want ek weet God beplan. En God beplan vir ons almal. So daarom is ek altyd dankbaar vir hom wie hy is en wat hy vir my doen. So alle prys aan God. Ja, prys die Here man. Jy kom mooi getuienis uit vanaand. Dan nog een? 1, 2, 3. Ek is eintlik baie bevoorreg groot geword. As ek luister na almal hier om ons. Ek het in 'n huis groot geword waar ons dit alles gehad wat ons nodig het. Ek het 2 ouers gehad wat bitter goed na ons omgesien het. En ek was soort van die wit broodjie in die huis. Ek het op skool al my eerste kar gehad waarvoor ek nie 'n sent betaal het nie. Ek het my eerste klomp jare nooit betaal vir petrol nie, want my ma het 'n winkel gehad by petrolpompe. Ek het petrol verniet gekry. So ek was regtig bevoorreg. Ek was op 29 was ek ouderdom in die kerk. En ek het gedink my lewe is heel aangenaam. En toe vang ek my vrou met 'n ander man. Na 7 jaar. Toe val my lewe uitmekaar uit. Hoe kan dit nou gebeur? Lang storie kort ek het werk aanvaar in Johannesburg, want toe moes ek nou van Kimberley af van die Noord-Kaap af terugtrek hiernatoe met my 2 seentjies, want daar's niemand wat daar vir my seuns kan kyk nie, en sy's weg van die mark. En my ma kom bly in Johannesburg,
hier in die kerk gewees die hele tyd in ouderling en dan moet ek nou Sondagoggend die 10 gebooie voorlees met my kind op my arm. Maar ek het vasgebyt. Toe skuif my werk af Kaapstad toe. Saam met die werk Kaapstad toe, daar 13 jaar gewerk. Ek het daar in die Kaap vir Beth ontmoet. Ons is daar getroud. En al die jare maar deurgegaan, ek met my kinders is toe op die ou ende weggevat van my af, want ek kan nie, daai tyd kon ek nie vir hulle sorg en werk nie. En die hof het gesê, maak nie saak hoe goeie pa jy is nie. Jou ex-vrou is by die huis, sy kan na hom sien. Sy met die kinders kry. En dit maak 'n mens kwaad. Hoe kan dit so onregverdig wees dat jy gee jou kinders alles, jy gee hulle liefde, jy sorg vir hulle, maar die hof sê jy mag nie jou kinders sien. En toe my seuns, die Herman was standaard 9 gewees. Soos ons een aand by 'n konsert van een of ander, kan nie die ou se naam onthou nie, maar 'n Christelike konsert. En ek is so opgewonde oor hierdie konsert waar ons is, en hierdie worship wat ons die hele tyd doen. En ek bel my kind om met hom te share, van hoe lekker dit is by die plek. En ek hoor hierdie kind is nie reg. Hy sê, my pa, ek gaan my klere pak en loop. Ek sê, wat gaan aan my kind? Hy sê, oom Thys het ons gedreig met 'n geweer, hy wil ons skiet. Ek sê, wat? Ek sê, my kind, môreoggend eerste ding, want hy's in die koshuis, stap jy en jou boetie na die polisiestasie toe, en julle gaan maak 'n saak by die polisiestasie. Moenie wag nie, gaan doen dit. Ek en Beth klim daai aand in die kar, ons ry van Kaapstad af Wolmaranstad tot by die skool. Ek het my kinders in die kar gelaai en ek het gery terug Kaap toe. So 'n halfuur uit die dorp uit toe kry ek 'n oproep, as ek nie my kinders terugbring nie, gaan ek tronk. Ek sê, ons kyk wie's eers in die tronk. Ek wat my kinders beskerm of jy wat my kinders wil skiet. 2 weke later, toe sit ek met 'n hofbevel dat my kinders in my toesig is. Toe het ek met hierdie haat in my hart rondgeloop vir jare lank. En toe op die einde, lang storie, toe eindig ons hier in Heidelberg op. En Beth sê een donderdag vir my, luister, kom ons gaan lewende woord toe. Hulle elke donderdag 'n genesingsdiens daar. Nou ek weet nie wie van julle was al daar in daai auditorium nie, dis 'n massiewe groot. En ons het so in die middel opgesit. En ek wou nie daar wees eintlik. Ek was nie lus vir dit nie. En oom Neville het begin met sy boodskap, en op 'n stadium toe stop hy net dood in sy boodskap. En hy hardloop fisies na my toe, en hy kom bid vir my. En daai dag het ek my ex-vrou en haar man vrygespreek. En toe val daar soos 'n berg van my. Ja, prys die Here. So vergewend werk. Absoluut. Ja, Jesus loof die Here. Oké, wie is daar nog? As enige een van julle. Hierdie twee het die wegskryf. Ja, hier kom Ellie. Waar begin ek? Mense wat gebeur het met my lewe is, ek het groot geword sonder 'n pa. En ons het baie rondgetravel in die Kaap. Ons was so swerwers. Oké, ek het so groot geword, en tot ek opgeëindig het in my geboorteplek in Uitenhage, wat vandag Kariga is. En vanaf toe ons hiernatoe na Pretoria toe. En ek het hier kom werk. En ek het ook nie geweet wat is 'n pa, wat is om 'n pa, hoe om 'n pa groot te word. En maar het ons ook nie geleer. Sê my baie reg oor van my familie af. En dan my pa se familie. Ek het hulle geken, ek het hulle eers ontmoet.
na 50 jaar oud is toe ontmoet ek hulle. Okay, lang storie kort te maak. Wat gebeur het toe is, toe ek op Paul ontmoet het, maar toe sê voor ek haar ontmoet het, ek het baie gedrink. Ek het tot dagen gerook. Ek was, ek het die Here geken, maar ek het nooit tyd vir die Here gehad. En toe ek op Paul ontmoet, toe sê sy vir my, as jy vir my wil trou, moet die dag gaan los. Ek het die dag onmiddellik gelos, en ons het voor 'n paar jaar, so 4 jaar uitgegaan, toe trou ons. En in die tyd wat ons getroud was, toe sê ons haar storie vertel, hoe sy nou die Here was na aan nie, en ek maar net aangegaan met my drinkery, en ons het net verklei op, ons het net gefeit omdat want ek wil al die dierste drank gedrink, en ons het bietjie kort gekom in die huis, moet die waterligte, en sy het baie gefeit met my daaroor, dan sit ek maar net daar, en ek kyk die TV, en ek lag haar uit, en ek sê, ja, sister, dis hoe die Here julle weet, dat ek gevolg het. En dan sy baie kwaad geword vir my, tot sy eendag vir my gesê het, nee, wat, jy moet nie met die Here spot nie, en as jy die Here as jy met die Here mense mors, gaan die Here jou doodstraf. Dan lag ek daar maar net uit. En toe het gekom so, toe ek nog klaar maak met Coca-Cola, begin ek maar nog begin 'n kerk loop. En ek wag dat ek nog die kerk gaan kyk, hoe is dit by die kerk, ook daar by Victoria en Hoor. En so ek inkom, maar ek is bietjie baie teruggetrokke gewees en sê, hoe gaan die mense vir my nou kyk? Maar ek het ingegaan en ek het gestaan en ek kyk, ek gaan nie aan. En agterna begin ek ook maar nou, sien op die knieë begin nou weer, en die hande begin nou op. En ek sê, okay, dit is so bad nie. En die volgende week is ek weer daar. En so het aangegaan, een oggend sê sy vir my, jy gaan nie kerk nie. Ek sê, hoor jy, jy gaan saam met my kerk. Jy het my so toe gevat, en nou wil ek moet alleen gaan, jy gaan saam met my. Ek het toe opgestaan, ons is gekerk toe, en wat gebeur het toe is, maar ek het nog steeds gedrink, en ek het gerook, maar nou sigarette, en eendag gaan ons toe ons na 'n partytjie toe gegaan, en ek het ook nie gesê, nee man, soos ek nou altyd vir haar gespot het, ek gedink, die ding wat ek nie doen, is jy die Here gaan my straf, maar ek het nooit opgehou nie, ek het net aangegaan. En eendag toe ons so drink, toe lyk het ek kry, hoe kan ek sê, ek het net van my kop af geraak. En ek begin, en ek wil net allemaal verklei, en ek wil, maar ek het eers baie gedrink nie, en ek weet, en ek val op die grond neer, en ek het nie, en dan gaan ek nog van my swaarste oog uitgehaal op moet die sfeer toe. En terwyl ek so sit toe ek het iets kom aan my, en ek sê, ja, as het die wat met my werk moet, as het die, en ek begin hê. En ek sê, ja, Here, as ek wil hê, ek moet die drank los, sal ek die drank los, ek sal die sigaret los, maar ek fight teen dit. En so is nou, die volgende aan die toe, ek nou baie skaam, en dan die mense fight nie. Ons is so huis toe die volgende dag, en nou sit ek daar, nou die drank op daar, en ek kyk hoe, en ek het nou sê, Here, gaan op drink. En die sigaret het ek so, maar ek het die sigaret so dadelijk gelos. Die sigaret het ek dadelijk, maar die drank kon ek nie los. Maar nou drink ek, en dan voel ek word siek. En in die meantime, toe ek moet hy, hulle my so vaak met dit een oor COVID gehad. En toe denk van my nou die COVID te gee, en ek voel ek raak siek. Toe ek nou so siek, dat ek ook nie meer kan drink nie, en ek sê, ek gaan maar die drank nou los, en ek sê, my swart gaan neem maar aan. En met die tyd, wat ek nou daar lee, ek het my maag verloor, en hy het in die COVID in, dit is nog 5 jaar terug, en toe begin ek, toe begin ek ook so siek raak, toe begin ek so weer drink, en ek voel nie, drank het my nog nooit so siek gemaakt. Toe sê ek vir myself, is dit nie die Here wat so met my werk doen, want hoekom word ek nou siek van drank?
besef gewoon, maar ek het 'n belofte gemaak aan die Here. Ek gaan nie weer drink nie, ek het die woord nog gelos. Maar die drank, maar ek sê, Here, maar ek pla mos nie met vir ons se drank is. Ek was 'n goeie ou, weet. Maar vergeet net, die drank maak ook 'n probleem in die huis, want al die dae die ligte moet betaal word, dan ek ons sal 'n plan maak of snoeie, dan moet pleur ons daar. En toe besluit ek nou in die wat is nou sommer drink, toe sê ek, nee, ek gaan nou regtig die drank los, en ek begin dit die drank los, en ek begin ek kerk. En toe ek nou in die kerk is, toe begin ek nou elke dag, weet elke naweek, toe gaan ek kerk toe, toe gaan dit nou aan. En toe besef ek, jong, maar dit is lekker om in die kerk te wees, man. Kyk hoe gaan dinge nou. My vrou bid vir my, ek leer ook nog om te bid, want ek kon nie reg bid nie. Sy bid vir my toe altyd, en ek sê nee, maar die dinge gaan ons beklei nie weer baie nie, alles gaan nog goed. En ek sê vir myself, nee, is nou tyd dat ek die Here moet regtig aanneem. En ek besluit toe sommer eendag te sê, Paul, dit dinge gaan my laat doop. Maar ek moet eers tot bekering kom. Ek het nou die drank gelos, ek het nou die sigaret gelos, wat wil ek nog verder hê? My lewe, ek moet met my lewe verander, want ek kan nie bly so aangaan nie. En as net daar wat ek besluit, nee. En ek het nooit geweet nie, jy moet eers bekeer voor jy gedoop word nie. En as sy was baie bly, joh, my vrou kon nie te ver iets van, sy nou hoor, nee, ek gaan my laat doop. En anyway, toe sê ek vir my vrou, Here, sê my vrou, die Here is so goed vir my. Ek weet nie wat om te doen nie, ek weet nie om te bedank nie, maar hoekom het ek hom nie vroeër geken? Jy het nou vraag, hoekom het ek hom nie vroeër geken? Dat ek nooit aan hierdie dinge gegaan nie. Want die vriende was daar, nie een van my vriende het ook die Here geken. Niemand kon van niemand sê wat. Ek sê, joh, ek moet dit eendag saam met hulle deel, maar hulle hardloop almal weg as hulle my sien, want hulle weet daar sê, hulle daar kom die pastoor. En maar ek sê, hy sê die Here, wat ek het ook deur 3 dinge waar moes dood te gaan het, ek het amper verdrink, bid maar het my gered, hulle het my gesteek hier, amper dood gesteek, pak van my woede, en wat was die ander ene wat ek ook, waar die Here ook vir my gesê, nou kyk daar, waar die het ek gekom, hier al hier goed is, die Here het 'n plan met my, want hoekom gaan ek hier al die goed en niks het gebeur, en ek hoor al my vriende gaan net dood, en ek is nog daar. Maar ek sê, toe sê ek vir myself, nee, dit is wat, die Here is baie goed, ek moet die Here begin met dien. En so het ons opgeëindig toe in Pretoria en hoor daarvan, het ons op na lewenswater, en ek is baie bly, dat ek die Here kon aanneem, en ek sê dankie vir my, ek wil nie eintlik vir haar wat sê, maar sy was deel van dit om my by die Here te kry. En ek kan nie genoeg sê vir die Here dankie sê nie. En ek sê altyd vir die Here, ek sal nooit meer rug op jou draai nie. En dit is my. Ja, prys die Here. Ok, julle is daar nog een of 2 of 3, maak nie saak hoeveel nie, ons gaan aan tot ons klaar is. Ek moet sê, ek is trots op julle hoor, hier is super oulik, ek het gewonder wie gaan die guts vat vandag. My naam is Jan Verleer Kutse, ek is in Doopname gebore in Pretoria en so. En dis nou, ek het my pa nie 'n goeie verhouding gehad nie. Ek sê altyd, ek en my pa is so, en ek was hierdie ene gewees. Dit het goed gegaan tot ek 5 jaar oud is. En toe is my boetie gebore. Nou, hy was super lui gewees. Dan is daar nou kort bekleierery. So ek weet nie verder meer my pa se oogappel is nie, toe gaan ek maar oor en werk. En ek begin werk. Want my pa het altyd baie hard gewerk, en die ding is net, hy
beskruikelike ure gewerk en so aan. En dan het ek nou ook oorgegaan om nou te werk en dan daarin is ek ten minste so 1 keer in die jaar is ek geprys, 2 keer 'n jaar is ek geprys en so. Ek het hierdie verskriklike drang gehad om harder as enigiemand anders te werk. Ek bedoel my neefies met tyd daar dan meng ek beton en so aan. Ek bedoel dis vir 'n skoolhaaitjie is dit verskriklike harde werk om byvoorbeeld beton te meng en so. Maar my pa is op daai stadium, ek glo hy was afhanklik van drank gewees en so. Maar bedoel as hy rum en coke vanaand begin praat, dan breek hy borde en dit gaan baie wil in ons huis en so. Hy my ma was op 'n stadium so weet ek het gedog hulle gaan skei en so en ek sou dit verwelkom en ek het nou aan my ma se kant gestaan. So nou sien my pa my as so 'n posisie want ek bedoel ek is nou en ek kom tussen hulle in. Iets wat ek nooit moes gedoen het nie, maar ek bedoel jy doen nou allerhande wille goeders en so. En op die ou van die dag is jy tussen hulle in en jy word uitgekruis. Natuurlik want ek bedoel mense paas hou nie daarvan nie en so aan. En ek sê vir my pa sekere goeders. Nou vandat ons klein is het my pa altyd vreeslik elke aand het ons Bybel gelees en elke aand as ons Bybel gelees het dan was daar groot gemors geweest. Want hy het nie weet dis ek dink dit is so stryd tussen lig en donker dat die stryd is net te groot, verstaan? Weet nou moet ons in die hele huishouding nou stop ons gaan nou wat het ons ook genoem, maar in elk geval, ons gaan nou lees, ja, huisgodsdienst. En dit was elke aand 'n beklaiery gewees en jy kon nie op die waar gebly het, kon jy nie gaan het voordat daar nie sekere goeders klaar was, byvoorbeeld die huisgodsdienst. En ek bedoel, ek weet nie hoekom het ons huisgodsdienst hou. So ek het as dopper baie goed die Bybel gesoek. Daar was ongelooflik geen liefde nie. My ma en my pa was verskriklik geneilig geweest. My pa het so ver gegaan om en my ma om vir my suster te sê my ouers is ongeskikt. En my broertjie is nou heel laaste gebore en so ons almal verskil 'n jaar en 'n half. En hulle het vir haar gesê, ja, jy gaan nog doodgaan, want sy het 'n vriend gehad wat baie rugby gery het en sulke tipe van goeders. En natuurlik nou is my ma is oor beskermend en al daai goeders en so. Nou sê hulle vir jy gaan nog doodgaan in die motorongeluk. Dit sy is in die motorongeluk. Hulle het vir Rihanna gesê jy gaan nog vermoor word want sy in sy se Kanada vermoor. Jare terug, ek weet nie of jy kan onthou nie die dokters vermoor is. Sy was 'n fantastiese mens geweest, maar die probleem is net hulle het dood oor mense gesê. Ja, Jesus. Marie het gesê, jy gaan nog verkragt word. En sy is verkragt. En hulle het vir my gesê, en ek skies nou vir almal wat nou baie bang is vir rasisme, maar hulle het my gesê, jy gaan nog onder 'n kapper werk. Dis presies die woorde wat hulle gesê. En toe ek in Mamelodi werk, toe sê hulle vir my, nou, ek bedoel, jy kan nou die kant op daai kant op gaan met die hele getuienis, maar die ding is net toe ek in Mamelodi werk, gesê jy gaan nog vermoor word, jy gaan nog hulle gaan jou nog hijack en so in klose gehad. So nou sit jy met as jy 'n jong man met al hierdie bagasie en alles het ek die Here aangeneem op die skou Pretoria se Pretoria se skou. En ek het die Here aangeneem dat ek 'n klein kruisie gekoop wat ek in my hand baie keer gehad het en dit was 'n stryd in my. Daar's 'n verskriklike innerlike stryd want die oomblik as ek nou na die Here toe gaan dan is ek nou half waar my pa my wou gehad het, maar nou beklaai ek want ek bedoel in my hart daar's niks wat liefde is nie. Die Here is nou net hierdie groot God wat jy in die een of ander tyd gaan doodslaan. Verstaan jy? Ek het al op 'n stadium ons het hier ergens gebly en so en toe stap ek heeltemal uit dit gaan toe daai stadium chaoties en so en ek sê vir die Here staan my nou maar dood dat ek net hier is los net daai klomp alleen weet hulle het nou niks meer te doen nie maar weet die skuld is by my want ek bedoel die skuld was altyd my skuld gewees ek is nou die swart skaap in die familie gewees en so
En my ma het altyd vir my gesê ek die lelikste kinderfoto's wat daar is van 'n baba en so aan en dan as hulle nou deur die skyfies gekyk het en daar was 'n groot bekleierery, altyd was daar 'n groot bekleierery. Die bekleierery was net minder of meer. My oudste sussie Ida het altyd gesê hou net op beklei. Want ek gedink, weet jy wat, die beklei is 'n redelike wapen, want as jy nou met iemand met buitekant uit lê en so met baie ou sleg as jy dis jy dalk so 'n bietjie deur. So nou het ons 'n verskriklike bekleierery en so. En dan kom hierdie skyfie daarop en dan sê hulle vir my, kyk hoe lyk jy? Verstaan jy? Weet dis die lelikste, dis seker die aanvloeiing daar. So nou het ek hierdie ding van oor hoe ek lyk en so. En eendag toe is ek en my pa gekom, maar ek het daar klaar met skool en al daai goeders en so, ek het 'n kar by hulle gekry en so en hy sê toe vir my, hy het my kar gegee toe ek 21 geword het. Hy het hom teruggevat toe ek 23. Toe vat hy die kar terug, gesê hy het nie geld gehad om vir enige ander kind 'n kar te koop en so nie, maar daar was altyd 'n bekleierery. Hy het byvoorbeeld eendag voor my bors gegryp en my gesê vir jou slaan ek dood. Behalwe dit, ek bedoel dit was baie algemene tipe van aksies, maar die hele ding gaan daaroor is nou hierdie man het hy weet nou wil hy judo doen en so wat hy nou leer het en so. Dit was altyd 'n hartseer spul geweest. En al wat ek probeer doen het is ek het probeer my ouers tevrede te stel. So ek het hard gewerk, ek het nie geld by hulle geleer nie, ek het nie ek het op my eie voete gestaan en so aan. En dan voel ek al soos 'n mislukking want ek val toe terug en die goeders wat hy gedoen het is hy verskriklik gevloek en ek op 'n vloek naam weermaak en ek het drank was 'n groot probleem geweest. Dit was 'n ouer prop stukkend trap. As jy die oomblik as jy na vroeg trap die se prop stukkend tussen my en my tel van 'n merwe wat 'n ander luitenant is wat saam met my bly. En die ander ding is net is weet en dan begin jy ligsinnige grappies te maak. En goeders begin nie te werk nie. Nou weet ek, allee dit voel vir my soos toe jy nou getuig het. Weet jy kokkel, daar's 'n kokkelgees tipe van wat in jou pos was. En ek is van al hierdie goeders ontslae raak. Ek is ontslae raak van die verwerping van my ouers en so aan. Ek is ontslae raak van die bekleierery want ek het hierdie verskriklike woede in my gehad. Hierdie woede, weet ek was tussen 0 en 2000 reps of nee, 20.000 reps per minuut het ek dit was so. En toe ons getroud het, ek het gelet toe is ek nog steeds daai woede, want ek bedoel ergens moet jy almal onder bedaring bring. My pa het altyd met woede almal onder bedaring probeer kry. Dit het natuurlik nou ander vure aangesteek en nou toe in ons huwelik steek dit ook nog vure aan. Want ek bedoel en ek kom toe agter ek het hulp nodig, maar ek bedoel ek het nou myself uitverkoop aan die Here. So ek het nou op 'n stadium gekom en gesê Here, U is my God en ek is U kind. Ek los nou my pa een kant want ek is nie sy kind nie. Hy wil my in elk geval nie hê. Hy het nie na een van my ergens op skool na my rugby games kom kyk nie. Hy het nou niks kom kyk en so nie. Hy was altyd te besig en so aan en ek het net besluit ek los hom een kant. My ma was verneig geweest, so sy het hom altyd gestook. So sy het hom altyd weet hulle sê die man is die hoof en die vrou is die nek waartoe dit draai. So die ding is net sy het altyd hierdie ding net gestook. En tussentyd gee ek my hart vir die Here en op 'n stadium storm my pa daar in die kamer in en hy breek omtrent die deur af. En ek sit rustig my bed en Bybel lees en my pa sê jy wat dit doen. En so aan jy kom nou hierso en jy veroordeel almal van ons en so. Nou sit ek daar en dink ek Here wat het teenoor gaan nie aan. Ek het nog vir niemand niks gesê nie. Ek sit net rustig met my Bybel en lees. Nou ek kan nie sê ek was altyd onskuldig nie. Ek kan nie sê ek het nooit iets geïnstigate nie. Ek kan nie sê dit en so nie. So ek het skuld aan my kant ook. Of dit nou soveel is en hy het soveel skuld en so. Op 'n stadium toe 33 jaar oud is, 34 jaar oud is, besluit ek gaan my pa drukkie gee. Want nou voel ek die Here druk.
bring my daar. En ek gee hom 'n rol, gee hom 'n drukkie en ek spring 2 tree weg, want ek weet die kom moeilik. En my pa sê, ek voel soos 'n roldoring. En ek het jare daarna besef, dis wat hy was. Hy was 'n roldoringdraad en ek kon homself nie los nie. Hy kon nie wegkom van dit. En my ma het ander maniere gehad om jou te na te kom. Ek het klaarblyklik toe ek gebore was 'n verskriklike moeilike geboorte. En die moeilike geboorte het tot ek het gaan kyk daarso na Jabes, as jy Jabes se sê hy was 'n moeilike geboorte gewees. En dan ook as jy dan gaan kyk daarna Rachel het Ben-Olie, sy het hom eintlik vervloek. Daai baba vervloek om te sê en sy is ons dood met hom. En toe die pa het hom Benjamin genoem. En dis baie keer goeders want ek bedoel ek het nooit daar was nooit 'n warm verhouding tussen my en my ma. Want my ma het ek bedoel die tyd wat sy swaar gekry het wat my pa die hele tyd op haar rug gespring het en so het ek haar opgestaan. Maar daar was nooit 'n verhouding nie. En my ma het sekerlik gedink, hy het my een keer in die kamer ingeroep en so en sê my pa, kyk jy, hy lyk soos ons. Hy dra elke keer die lang sideys en hy whatever en hy lyk daarom soos jou familie en my familie is 'n bietjie hier en daar en so. So ek dink dit gedink het so omgeraai. Dit is al seker amper 40 jaar oud. Ek en my pa het 40 jaar verskil en ek het vir myself gesê jy moet nooit 'n kind hê na 40 nie, want ek bedoel daar's nie 'n kans. Dis natuurlik van die hel af gewees. Dis nie die waarheid nie, maar die hele ding gaan daaroor is my pa, ek kan nooit onthou dat my pa of my ma, dit het ek eendag iemand vertel, gesê my pa of my ma het nooit vir my gesê dis my probleem. En toe ek daaroor begin dink, toe dink ek, weet jy wat, dis die werklike probleem. My pa of my ma het nooit vir my gesê, ek is lief vir jou. Ek kan nie onthou van een dag wat ek behalwe as ek gewerk, dat ek ergens hulle goedkeuring weggegaan. Maar in elk geval begin ek hierdie pad stap met die Here. Die Here is net te dalie. Op 'n stadium, toe ek my hart vir die Here gegee het, dis asof ek het dit op 'n preek gehoor, so steel nou die ou se woorde, maar wat sê, there was waves of liquid love. Ek het vir 6 maande, 12 maande het ek geloop waar die Here op my, dit was net God gewees. Dit was net God. Dit is net ongelooflik. En jy het hierdie verskriklike verhouding met die Here en toe op 'n stadium gestop het. En daar's nie meer hierdie golwe van liefde nie, en daar's nie meer hierdie soos gevoel van olie wat oor jou kom en stroopsoet heuning of wat ook al nie. Ek weet nie hoe kan ek dit verduidelik nie. En dan wonder jy, wat het jy nou verkeerd? Waar het jy nou die Here gemis? En ek moes deur die hele pad stap, want ek bedoel ons het die Bybel geken, maar ons het nie God geken. Ja, dit is so. Ons het 'n miskonsepsie gehad oor wie is die Vader. En die Vader moes homself vir my herstel het. En die Here het dit op wonderbaarlike maniere gedoen. En wat ek julle net wil sê is weet jy, dis fantasties om God te volg. Dis fantasties om God te volg. En jy gaan sukkel, en jy gaan nie weet nie, jy gaan nie verstaan. Maar wys my een ou. Ek bedoel Moses het nie geweet toe hy voor die see staan nie, wat gaan gebeur. Hy was ook bekommerd geweest, hy was ook geworry geweest. So ek wil jou net vandag encourage. As jy vandag bekommerd is of wat ook al, as jy vandag soek en so, as jy sulke. Ja. Ek weet dit is nie maklik nie. Ek weet elke ou het 'n anderste storie. Elke ou het 'n anderste tipe van ding en so. Maar die Here maak 'n mens vry. Die Here maak 'n mens vry. Ek was altyd in die besigheidswêreld opgeraak. Nou ek was jare in die onderwys gewees en ek was 14 jaar, eers 7 jaar soos Jakob en die een gegaan
gaan het, en toe moet hy nog 7 jaar werk, dus ek weer 7 jaar in die onderwys en so. Maar God het my droom laat sien hoe die besigheidswêreld. Ek het nooit verstaan hoe dit nie, dit was 'n leerproses. Ek wil julle almal sê, is weet jy wat, is hou net aan, God gaan jou leerdra, God gaan jou encourage, God gaan vir jou daar wees, en ek weet, ek is nie in jou skoene, ek weet, jy het nie my skoene nie, en ek weet, jy het nie antwoorde vir my nie, en ek het nie antwoorde vir jou nie, maar ek weet net in die ek wil net vanaand vir julle sê, iets sal gebeur, dat die Here sy wil afdruk, jy moet net daar wees en hom net beskikbaar. Yes, amen. Goed, julle is daar nog, ons is amper deur die hele ry, is daar nog iemand? Daai een? Niemand anders nie. Nee, ek het julle al my getuienisse, hoor julle mos maar soos ek bedien, jy weet, so. Julle is al moeg vir myne. Is daar niemand anders nie. Wat eintlik het wil sê, hoe het jy by die Here ook uitgekom nie. Ek dink dit is ook 'n belangrike ding wat 'n ou net, weet, uiteindelik by God uitkom. Ek meen, dis maar die groot ding. En julle kan sien, elke ou, die Here gebruik verskillende omstandighede. Hy gebruik maar waar jy is. Want onthou, in hierdie week toe sê ek vir iemand, jy weet, jy moet mooi verstaan, dis die effek van die sondeval. En almal van ons is binne hierdie effek iewers vasgevang, en jou goed gaan nie soos my goed wees, en my goed gaan nie soos jou goed wees nie. So elkeen is afsonderlik, jy weet, in hoe dit werk. So baie keer word mense groot in 'n Christelike huis, en maar tog ken jy die Here nie. Dit het ek ook al baie in my lewe gesien. Jy weet, jy het 'n godsdienstige agtergrond, maar jy het nie 'n verhouding met die Here nie. En dan werk die Here net op 'n dag, deur iets wat gebeur, of deur 'n woord wat na jou kant toe kom, en 'n ou sien net hoe die Here se gees net eenvoudig werk, jy weet. So, as julle seker almal is klaar, ek wil eintlik vir jou sê, hoe het jy net, ek onthou, hoe het sy verdiep in die Here, daai sal vir my nogal eintlik net interessant wees, jy's ook amper met Morney se getuienis so in die mentor, dalk net 'n bietjie vir ons sê, hoe het jy gevoel toe sy daar by 'n mentorgroep beland, hier sit sy, en sy wil nou nie regtig daar wees nie, want sy het hierdie gereformeerde agtergrond, en sukkel met party goeters, en as ek iets sê, dan sien ek hoe kwaad raak sy vir my, jy weet, so sê 'n bietjie vir ons, hoe het jy dit ervaar? Dat is weer vir my so klein die kontakheid. Ja, ek het in 'n huis groot geword. Ek het baie privileged groot geword. Ek kan dit verskriklik skaam om dit te sê, maar nie baie swaar deurgegaan in my lewe nie. Ek het 'n teksboek groot geword. Uit 'n geskeide huis gekom, maar dit is nie iets wat my vreeslik gepla het nie. Ek het van die Here geweet. Nie die Here geken nie, ek het van die Here geweet. My ouers het my nie forceer om kerk toe te gaan nie, maar daar was altyd 'n soeke. Ek het geweet van die Here, en ek het wou by die Here uitgekom het. Ek wou gehad het wat ander mense gehad het, wat ander mense gesien het, en ek het 'n kop vir teks, en ek kan teks onthou, en ek kan dit baie vinnig uithaal as daar iets is wat my tot dit bring. En ek het Pretoria toe, ek het my pa nie 'n goeie verhouding gehad nie, maar hy het my tog altyd by die kerk gaan aflaai. So ek het gevra het wat my kerk toe het gedoen. Nee, asseblief, ek wil nie pleeg wees nie. Ek het so, ja, ek het Pretoria toe gekom, universiteit toe gegaan, en in 'n familie opgeëindig wat daar soveel, ons het net nooit oor die Here gepraat nie. Voel julle soms dat mense oor die Here moet praat? Net moet deel, net vir mense moet vertel, die Here doen dit vir my. So klein stupid goedjies, net soos iets wat die Here op jou pad gebring het, dat mens as alledaags beskou. Ek wil net vir mense sê, die Here het dit vandag vir my gedoen. En ek het nooit daai vrymoedigheid gehad om oor die Here te kon praat, nooit nie. En ek eindig in 'n familie op waar dit die tipe van conversation is wat jy om die koffietafel het. Jy praat oor die Here, jy sê die Here het vandag dit vir my gedoen. En toe besluit ek, hierdie is wat ek wil hê. Dis wat ek wil hê, ek wil hê die Here moet my, ek wil die Here ken.
En ek is saam na Pastoor Henry se mentorgroep toe, maar met hierdie kop vol kennis wat die NG Kerk in my ingesit het. En daar het goed opgekom. Die godheid was nooit vir my 'n probleem. Die pastoor het ek redelik maklik begryp. Maar doop was vir my ek kon dit net nie dink. Hoe sal die Here jou jy weet nie kies as jy nie gedoop is nie? En soos pastoor sê, ek het kwaad geraak want ek het hierdie kop gehad vol idees van my eie en net nooit oorgegee nie. En onthou dit so duidelik soos daagliks ek is daar in pastoor Blier se swembad gedoop. Dit voel half altyd vir my as ek rarig 'n effort maak om iets vir die Here te doen, om by die Here uit te kom of tyd saam met die Here te spandeer, asof die duiwel net dink vandag gaan ek dit vir jou nooi. En daai aand was in die hartjie van die somer gewees, dit was die koudste aand ooit gewees. En toe ek uit die swembad uitkom nadat ek gedoop is, omdat ek toe dis ek staan en ek ruk net so van die koue. Om hiernatoe te kom vanaand, ek is baie lank pas hier gewees. Cleon het met 'n pap battery gesit om my kar by die huis te kry dat ek hier kon kom. So al wat ek vir almal vanaand wil sê is, die Here los jou nie. Hy los jou nooit. As hy jou gekies het, ek mag dalk nie altyd weet wat my doel is en wat my roeping is en waar ek inpas nie. Maar ek sien uit daarna om te sien waar dit gaan en waar ek gaan opeindig. Ja, prys die Here. Ek het ook 'n klein storieetjie wat ek met julle wil deel. Ons is nou almal besig met die disipelskap en dit sê gemaak disipels. Nou goed gaan ons almal in situasies plaas. Dis 'n gegewe waar jy die geleentheid gaan hê om met mense te deel en jy moet die besluit maak. En nou sê ek nie julle moet kroeg toe gaan nie. Maar in die tyd wat ek geskei is van my eerste vrou en met wet getrou het, toe bly ek in Noordhoek in die Kaap in my eie huis. Nou kom ek in die aand by die huis, daar's niks om te doen nie. Ek is moeg TV gekyk. Wat doen ek? Klim in die kar en ek ry kroeg toe en ek gaan drink 'n paar drankies. En ek sit een aand by die kroeg toe en maak en ek bestel vir my 'n bier. En hier sit 'n ouerige oomie langs my. En die Here sê net vir my, praat met hom. En ek begin met hom praat en daai aand kon ek 'n instrument in die Here se hand wees, in 'n kroeg, om 'n ou oom te keer van selfmoord. Want hy was daar, hy was gereed om selfmoord te pleeg, hy het nie geweet waar toe. Die Here het my gebruik daar in 'n kroeg. Hy kan jou enige plek gebruik. Nee, dit is so, die Here gebruik 'n ou enige. Mens moet net sensitief wees vir die Heilige Gees as hy met jou praat om dit te doen. Jy weet, en eintlik met 'n ou geleentheid, nie wag vir 'n geleentheid nie, jy moet eintlik 'n geleentheid skep. So ek het in my lewe, dit werk maar by my soos ek by mense staan, weet, ou praat 'n paar goedjies dan nou dan dis asof jy die gesprek half in 'n rigting dwing om te sien, is hierdie ou ontvanklik, is hierdie ou oop, weet, om te luister na dit. Dan begin jy net oor die Here praat en begin eintlik net 'n getuienis deel van wat die Here vir jou daai week gedoen het. Sommige net 'n eenvoudige ding wat jy net noem en sê, weet jy, die Here was my so goed. Jy sê net dit, weet, hy doen dit vir my. En dan gaan jy dadelik agterkom, gaan die ou trek, gaan hy onttrek of gaan die ou met jou begin praat daaroor. En die oomblik as hy met jou begin praat, dan weet jy oukie die deure gaan oop. Dan stap jy in daai dan stap jy in daai opening in en jy begin moenie die ouens net toegooi onder met 'n emmer water nie. Gee hom 'n kans, jy weet, dat hy in die gesprek kan inkom. So en julle gaan sien as 'n ou redelik oop is vir die werking van die Gees, gaan jy dadelik optel of 'n ou kom en hy sê net vir jou 'n behoefte. Dan kan jy van daar af dadelik met 'n ou, weet, op daai behoefte staan en deel en vir hom sê, hoorie maar, dit is wat jy nou mee sit en ek het dalk nie vir jou antwoord nie, maar al wat ek weet is die Here weet om jou uit te haal. Jy weet, en dan gaan die deure vir jou oop om met daai ou te praat eintlik oor God se goedheid in sy guns. So mens moet sensitief wees vir die Heilige Gees. Partykeer is ons so, weet, ons dink die Here kan nie hier werk waar ek is nie. Hy werk waar jy is, glo my vry, op die markplein, by jou werk, waar ook al. Die Here werk met jou waar hy is. En hy sal jou gebruik as jy net eenvoudig oop is vir dit. So gebruik die geleenthede wat die Here vir jou gee. Moenie stil bly nie. Want baie keer is ons skaam om met 'n ou te praat of te deel. So gebruik die geleenthede. Maar ek is baie trots op julle. Ek dink weet, ek het vir julle daai raamwerk gegee en sê bly by daai raamwerk of probeer daai raamwerk en ek dink julle het dit almal goed gedoen. Die tyd van die, weet, party het 'n bietjie langer gevat, maar dit pla my nie want daar is, julle het nie vir my verveel met detail nie en dit was eintlik wat ek wou gehad het julle moet nie doen nie. So ek dink almal van julle het eintlik goed gedoen. So kom ons gee vir almal wat gepraat het lekker hande klap, julle.
So, dit was vir my baie cool. Ek het gedink vanaand toe ek hiernatoe kom, ek wonder of 2 ouens gaan iets sê. Maar ek is genuine trots op julle. Jessie, ek na 'n jaar dink ek het ons iewers iets het gebeur, hoor. So, ek is baie bly. Jacqueline? Ek is laas jaar 29 Mei op Hemelvaart gebore. En 18 dae, nee, 19 dae daarna is my pa oorlede. Dit was die langste keer wat ek vir my pa iets saam kon doen. En my ouers is geskei na 43 jaar. So ek het op ouderdom van 35 uitgevind ek het al gedoen. Het ek alle jare gedink dit is my neef. En ons was baie close, soos regtig soos broer en sussie actually, al die jare. En hierdie jaar, en my pa se roudiens is in dieselfde kerk gewees, waar ek gedoop is. En Hemelvaart hierdie jaar, wel my boetie myne is Jesus word vandag gedoop. En daar word hy in dieselfde kerk gedoop waar ek gedoop is. En my pa se roudiens was. Ja, dis wonderlik. En dit was net hoe die Here werk met ons almal. Want hy was ook uitgeskriklik gedrink en alles. En na my pa se dood het hy die Here gevind. En daarvoor kan 'n ou dankbaar. Jy is iemand by die Here uitkom. Dit is net een groot wonderlike voorreg, hoor. Ek dank die Here daarvoor. So ek is baie bly. Ek gaan afsluit net so, ek dink net aan my seun nou, die een wat nou in die bediening is, het hy sien by Empower, een van die predikante daar, en een aand toe, weet, hulle het gesê op sondaande, dan sondagoggende wat laat by my by Lewende Waters, en dan sondaande het hulle na CRC toe gery daar in die ooste van Pretoria. Dis toe petrol nog goedkoper was. En dan het ons nou maar vir hom brandstof ingegooi, en in die aand ry hy nou weer, en hy het 'n klomp pelle wat hy moet gaan oplaai, want hy het altyd 'n klomp van die ander jong mense saam met hom gevat. Toe sy net so na matriek, hy's besig om te swat, en hy's nog jonk, jy weet, en dan die aand ry hy nou van die huis af, en hy bel my, hy het seker net so 5-7 minute later bel hy my en hy sê, pa, my kar se bonnet ek het die olie laat kyk en die water laat kyk, en hy dink die joggie by die garage die ding nie mooi toegemaak nie, en toe waai die bonnet oop. En hy het oor die windskerm gevou en die windskerm gebreek, en hy staan redelik gerappel langs die pad. Ek moet asseblief kom dat ek kom kyk wat ek kan doen. En ek vat toe 'n tang en 'n stuk blauwdraad en ek ry so intoe, en kom toe nou daar, en hier sal ek kan sien, dit het hom baie ontstel, jy weet, en ek vat die kar en ek maak toe die bonnet toe, en ek maak hom toe vas, dat hy nou nie kan oopwaai nie, en ek vat sy kar, en ek sê vir hom, okay, ry jy met my kar, en ek draai toe nou die kar om op die eerste slipwooi wat ek kry, gaan ek toe nou, want ek kom nou terug aan huis toe, en ek sien, hier kom hy agter my aan, en ek stop langs die pad, ek sê, waar gaan jy nou heen? Hy sê, nee, ek gaan nou huis toe. Ek voel nie baie lekker nie. Ek sê, daar's nie 'n manier dat jy huis toe gaan nie. Ek sê, hoeveel kinders moes jy opgelaai het? Nee, 3 of 4 moes hy nog opgelaai het, maar hy het hulle gebel en sê, hy kom nie. Ek sê, jy bel hulle nou en sê, jy kom hulle opdraai, vat my kar. En daai aand sit hy in CRC en hulle maak 'n uitnodiging, daar's altyd 'n uitnodiging daar, en daai spesifieke aand, toe gee hy sy hart vir die Here. In 'n ander kerk, nie in my eie kerk nie, maar daai aand toe kom hy tot die oortuiging en hy gee sy hart vir die Here, volkome vir die Here. En daar het ek gesien, weet hoe die duiwel, as hy daai dag omgedraai het, het hy 'n geleentheid gemis. En die Here se gees lei my daai aand om vir hom te sê, hoor, daar is nie 'n manier nie, jy gaan kerk toe. Weet, oorwin hierdie storie, dit is nie die ergste wat hier gebeur het nie, die kar kan ons regmaak, die bonnet gaan ons regkry, die windskerm gaan ons regkry, maar jy gaan nou kerk toe. Want jy weet nie, en ek sê vir hom, jy weet nie, weet wat die Here vir jou, of wat die Here vir jou wil doen nie. En vir een van daai kinders, miskien wil die Here een van daai kinders vanaand bereik, so, jy gaan kerk toe, en daai aand toe red die Here hom. Weet, en vandag is hy in die bediening, so ek dank die Here vir sy goedheid en sy guns, hoe die Here werk op met absoluut maniere wat ons nie weet,
weet waarmee is hy besig nie. En ek persoonlik dink daai ontsteltenis voor die tyd het hom ontvanklik gemaak daai dag vir die stem van die Here. Dit het hom oopgemaak om God se woord te hoor, waarop hy gereageer het en sy hart vir die Here daai aand gegee het. So die Here is net goed en die Here is net getrou en so kan 'n ou maar elke dag getuienisse op getuienisse uithaal van sy grootheid en sy goedheid. Alraait julle, ons het nog so 'n paar minute oor. Ek weet nie eintlik eens of ons moet begin nie of ons maar hier moet eindig nie, maar dan eers na volgende week moet hierdie lesings begin nie. Yes, asseblief. Ek is nou ken ek die Here, dat dan is nog steeds. Terwyl dit is verhoog op. Verstaan jy, as ek dink vir die Here, dan sê ek, Here, lief, ek sê verstaan ek die Here, ek kan hierdie sekret doen. Ek my paad nou gedrink en verhoog en so ek altyd van hierdie goeders weer aan my toestand kom, want ek het nou begin rook en verwas, dit is groot, so nou weet ek altyd 5 gerook, kabel en rook, en die sekrete en so. Nou is dit hier in hierdie warm maande, elke dag 'n pakkie binne in my sak neer, en koop ons nog 'n pakkie, en jy weet hoe werk rook. So, die brand jou vel die hele dag. En ek het die pakkie in my sak, en ek sê vir die Here, ek kan nie stop met die sigaret. En die op 'n stadium kom ek agter, so ek het die pakkie nou al vir 2 of 3 weke in my sak. Nou in Desember pakkie, as jy sigarette gerook het, ook nie weer wat dan weet jy, daai pakkies, hulle raak so, hulle skip so, van die sweet en alles en so bo in jou sak. En ek sê vir jou, hierdie kan nie werk nie, want ek bedoel nou, maar en ek moet die pakkie besluit ek gaan die dag vir die huis doen, want ek rook in elk geval nie. En nou die Here my verlos van rook, om hom net die eer te gee, maar nou wil ek hierdie pakkie uithaal, maar ek doen absoluut vreespak my weet, want ek julle sê dat ek skrik myself, want nou moet ek sonder hierdie sigarette op die dag aanpak, en so. Dis toe die sigarette storie, die drank storie is toe, nou is ek weer 'n goeie gawe Christen, maar nou besluit ek moet 'n streep draai. Ek gaan nie verder nou. Nou besluit ek, maar jy weet, ek is die kroegman by die skool. So ek gee vir almal drank. Ek koop die drank aan. Ek weier om verder in die drankwinkel in te gaan, maar nou ek bedoel, behalwe dat ek drink, is almal drink saam. So nou moet ek vir die klomp gaan drank koop en so. Nou ek maak nou vir almal, vertel vir almal rustig ek hou dit. So nou is te groot rek en roer, en ek sê vir my broer, jy sal net om eerder groep en so, gaan nie kom net 'n dag draai toe en so, want nou draai ons by die plek, en dan draai ons by daai plek, en oral vir 'n staan drank, en so. Nou kyk, 'n klomp onderwysers met 'n klomp drank, hulle goed saam, en so die polisiemanne het ook so probleem, maar die drank van die onderwysers is baie moeilik om te skei. En ek besluit daai dag, ek gaan nie verder doen. En ons is hierso, ek bedoel, ons het nou die skoolplaag gemaak, wat ook al en ek is terugpad na Waankloof bly, en ek is daai dag nigter, ek bedoel, ons het nie, ek het nog nooit so gedink dat ek nie kon terugry nie, maar ek bedoel, die feit van die saak is, ek ry terug, en daai aand skiet iemand 'n rook op, en hy jaag vir my, het so, Toyota Conquest gehad, 16 bel, die bells en whistles, en hy druk daai karretjie van my, dat 3 van die boute in die kar afbreek, die onder in my sitplek, my knie is fiks swart, en so aan die stuurkolom, en alles, hy trek my hier van die plant af, en die wonderlike is, ek kom uit die ding uit en so aan, ek kan nie loop nie, ek is kom al met 'n stretcher uit, en hulle wil my uit die kar uitsny, en al daai van goeders, maar die hele ding gaan daaroor is, 'n week of 2 daarna, toe hoor ek van iemand wat vir my sê, maar die duiwel wil jou uitgaan, want jy stop met sy kragpad. En
'n mens moet maar net altyd bly onderrig hê om te sê, hoorie, so ek begin bid en ek hou myself 'n skoon kanaal, want ek glo net en dit is ek glo die Here beskerm 'n mens, soos wat ek uit dit uitkom kom lewendig. Ek glo ook dat die duiwel maak baie keer 'n aanslag op jou lewe. En die duiwel probeer deur siekte of deur iets wat gebeur, iemand het dit vanaand hier ook gesê, deur een of ander ding wat gebeur het net voor dit of net na dit of wat ook al, dan probeer die duiwel jou verkoersak kry. En as jy God wil volg met jou hele hart, moet jy die Here 'n kans gee. En jy moet bly in sy voetspore loop. Ek weet, ek wil nie vir julle sê die duiwel is magtig nie, maar ek wil vir julle sê, hy probeer interfereer. Hy probeer interfereer en hy kan so maklik, op daai aand wat sit reg aan. Ja. Ja, dat hy werk is, as pastoor nie daai aand pastoor se kar gegee het en gesê het, ry verder nie, dan was daar dalk nie daai oefening. Nee, dit is so. Ja, mense is dankbaar teenoor die Here en onthou daai skrif wat hy sê, jy weet, ek het jou by jou naam geroep, jy is myne, en dan die werk wat ek in jou begin het, sal ek volbring. So, weet, dit is daai ding moet ou altyd onthou, jy weet. Jy sien, kyk jy baie keer na mense, en sien hierdie ou die Here aangeneem, maar sy lewe val nog uitmekaar uit. En dan wonder jy, maar hoe, weet, uit nou die Here, jy kry mos daai ou storie van die duiwel onder die een arm en die Bybel onder die ander arm. Want jy kyk na hierdie ou wat die Here aangeneem het, maar sy lewe getuig nie daarvan nie. Maar wat ons uit die oog verloor is dat die 3 vlakke van geestelike volwassenheid. Ek skryf aan julle kinders omdat julle sonde vergewe is. Ek skryf aan julle jong manne omdat julle die bose oorwin. Ek skryf aan jou vader omdat jy God ken. So dit is die 3 vlakke daai. En om daar uit te kom, jy ou kom tot bekering, maar hy's nog 'n baba aan die Here. So hy praat nog nie reg nie, hy loop nog nie reg nie, hy dink nog nie reg nie, hy ken nog nie die skrif nie, maar hy het die Here aangeneem. So ons moet oppas vir veroordeling. Wanneer 'n ou na so ouetjie kyk, jy weet, en geduldig wees en net die Here 'n kans gee om met so 'n persoon te werk totdat hy hom opgelig het en in sy doel in sy lewe bereik het. Dit is hoekom 'n disippelskapgroep soos hierdie, julle, ek het dit oor baie jare geleer en ek meen hier sit vanaand getuienisse hier wat die Here binne hierdie groep, weet nie hierdie spesifieke groep net nie, maar ek meen oor die algemeen hierdie groepe wat ons vir jare al doen, wat die Here net mense red, julle, en wat die Here net met mense ontmoet. En dit is waarby ons moet uitkom, jy weet. So my droom was altyd as ek 10 ouens kan oplei binne, weet, vir die goed wat ek julle leer, en ek kan net 1 of 2 ouens uit daai 10 ouens kry wat hierdie selfde goed vat en hulle begin hardloop met 3, 4, 5 ander ouens by hulle huise. Julle, dan gaan ons 'n klomp disippels vir die Here kan maak, verstaan jy? Want ek kan nie oral uitkom nie. En dit is net vir my kwaai hoe dit werk. Ek het donderdag gesit met 'n pastoor van Brits af. Hy was die hele oggend by my. 'n Jong seun, pragtige man. Tipiese leraar, jy weet, hy het hierdie, julle onthou nou die gawe goed, hy het hierdie weet die strewe na waarheid en na geregtigheid, met ander woorde, hy strik op die woord en jy gaan nie links of regs op die woord, die woord is die woord. En weet, hy daar kom sit en in hierdie gesprek wat ek hom toerus, besig om hom toe te rus, en ek het hierdie goed alles vir hom gegee nou, en sê okay, want hy sê vir my, ek wil mense by die Here uitbring, maar ek weet nie wat om met mense te doen as hulle by die Here uitkom nie. Toe sê ek, vat hierdie goed. En ek het sy logo gevat en ek het sy logo op hierdie goed gesit. En ons goed afgehaal en vir hom gesê, okay, hier's jou boekies, dis jou gemeente se logo. Jy weet, dis jou boekies, vat dit en gebruik dit. En daai jong man kon nie glo dat ek die goed vir hom gee en vir hom sê, hoor hierso, gebruik dit nie. En hy is so opgewonde daar weg dat ek weet die Here gaan daai seun gebruik op 'n magtige manier binne die koninkryk van God. Want as ons met 'n oue pad loop, onthou, want dis wat Jesus maar daai 12 disippels gedoen het. Hy het met hulle 'n pad elke dag geloop. Hy het hulle toegerus. Petrus, hulle was nie so oulik soos wat hulle was teen die einde nie, hoor. Selfs lank nadat Jesus opgevaar het in die hemel, toe moes ou Paulus vir Petrus uitsort. Want toe voeter hy terug hier na sy vleeslike lewe toe en hy probeer bietjie wegkom van sekere dinge af, waar hy aan die een kant vat hy die wet en aan die ander kant vat hy die genade, weet, en Paulus praat en hom, hy sê vir jy's 'n geveinsde man. So kry jou lewe uitgesort.
Jy weet, so die Here werk met ons almal waar ons is. En ek dink dit is wat belangrik is. En jy gaan nooit perfek wees nie, behalwe die dag na die opstanding uit die dode. Maar dit is waar God jou gaan éventueel verhoog. So kom net daar uit. Maak dit seker, jy kom op die plek wat jy vashou aan jou geloof tot aan die einde. Want Paulus sê nie asof ek dit al gekry het nie, maar ek gryp daarna. In hierdie bewustheid dat dit is waarby ek wil uitkom. So gryp daarna en hou vas daaraan. So ek bid dat die Here julle gaan seën. Ons tyd is omtrent verby, so ons gaan lekker koffie drink nou vir die wat nie te koud kry nie. Ons sal volgende week aangaan, so bring maar julle goedjies saam en dan gaan ons skoon begin met hierdie lesing. Dan gaan ons kyk hoe ver ons volgende week kom met dit. Hier's 'n klomp baie meer praktiese goed wat ons hier gaan hanteer en ons gaan so 'n bietjie deur dit werk om jou net 'n stuk gereedskap in jou hand te gee. Hoe om met mense te deel, weet, en wat om te doen. Eenvoudige goed wat 'n ou kan gebruik. So ons bid dat die Here julle gaan gebruik en dat hy mense deur julle getuienis by God gaan uitbring. Want dis eintlik die ultimate julle. Daar's niks so kwaai as jy met 'n oue pad begin loop en hy neem die Here aan nie. En jy kyk terug en jy sien, weet jy, dis waar hierdie ou was. Kyk waar is hy nou. Ek kyk so baie keer, dan kyk ek na baie van julle en dink ek, Here, dis toe ek daai persoon ontmoet het, dis wat daai persoon was. Dan kyk ek nou na daai persoon en sien ek, hoorie, baie dinge in hierdie persoon se lewe gebeur. Alles het nie reg geloop nie en anders het nie maklik geloop nie. Maar klomp goed het gebeur. Jy weet, en dan dink ek, Here, dankie dat ek 'n inspraak deur die genade van God kon hê in so 'n persoon se lewe. So moet nooit opgee op iemand nie. Moenie opgee op iemand nie. Jy weet, al gee hy op jou op, maak nie saak nie. Moenie jy opgee op hom nie. Hou aan, want iewerster gaan die Here deurbreek in daai ou se gees, weet, en dis al wat ons kan doen. En bly bid vir die mense, julle. Ek dink dis 'n ding wat ons eintlik baie versuim om te doen. Ons bid nie vir mense om tot redding te kom en by God uit te kom nie. Maar baie dankie dat julle vanaand so getrou was met julle huiswerk, hoor. Ek dink die wat vanaand nie was nie, ons hulle volgende week sê, okay, hoorie, julle voordat ons gaan begin, gaan julle eers julle huiswerk julle goedjies moet doen net om hulle skrik te maak. So ons sal dit nou nie regtig doen nie, maar prys die Here. Maar kom ons sluit net af en dan verdaag ons in die liefde van die Here. Here, baie dankie dat ons vanaand soveel diepte gehoor het, Here, uit harte uit, en Here eintlik verstom gestaan het om al hierdie dinge te hoor en die pad wat mense geloop het, Here, moeilike pad. Here, party dalk 'n makliker pad, maar ongeag wat, iewerster binne daardie roete, iewers op daai pad, Here, het U 'n afspraak met mense gehad, en in daardie tyd van die afspraak het die persone, Here, gesê, Here, hier is ek, wat wil U met my doen? En ek dank U dat U met elkeen van ons, Here, so 'n afspraak het. Ag Here, en ek dink nou sommer net aan myself, toe ek daar op 24 Desember 1981, toe ek daar in Nelspruit, Here, op die Landbou College se gronde, daai stuk grond moes bestuur het, en hoe in daai nag, Here, die duiwel my probeer verwrig het en my lewe van my ontneem het, omdat ek vir baie jare, 6 jaar lank in daai tyd, Here, kerk toe gegaan het en na 'n ander genootskap toe gegaan en na die gemeentes van Christus toe gegaan het, en ek die dinge gesien het wat God daar doen, en dit begeer het en geweet het, Here, dat ek het dit nie, en hierdie mense het dit, en ek vir die Here gesê het, Here, ek wil dit ook hê, maar dan my tradisie my teruggehou, en kerkdogma het my gekeller, Here, en daai nag, toe sê die Here vir my, waarom sê jy vir my, Here, maar jy doen nie wat ek vir jou sê nie. En Here, ek kon vir U daardie aand 'n belofte maak en sê, Here, as ek terug is in Pretoria, sal ek my beklee in die naam van Jesus. En Here, ek onthou die geskiedenis, hoe dat U met my gewerk het daarin, Here, en hoe dat U my in daardie tyd, Here, net nader getrek het, en daai dag, Here, van my doop, het ek 'n klomp mense genooi, al my pelle en almal wat saam met my gewerk het. En Here, hulle het 'n klomp mense in daai kerk gesit, en ek het vir die pastoor gesê, ek wil net 5 minute nadat ek gedoop is, net met hierdie mense praat. En Here, toe het ek vir die eerste keer op 'n kansel geklim, en ek het my getuienis gebring, en ek het gesien hoe die trane loop in daardie mense se lewens. En ek dank U, Here, dat U ons gebruik met ons getuienis, en ek loof U daarvoor. Ek wil bid, Here, ontwikkel ons getuienisse, Here, om in alle vlakke, Here, nie net die groot gedeelte van ons getuienis nie, maar die alledaagse dinge wat ons kan getuig van die goedheid en die grootheid van God. Help ons daarmee, Here, om mense met hulle te deel, sodat hulle harte kan oopgaan en hulle Jesus kan aanneem. Here, ons wil bid vir ons land en ons volk. Wil U nie in hierdie dae, Here, op 'n magtige manier, Here, ons bevolking red nie,
Wil U nie nader kom met U woord en U krag nie. Wil U nie, Here, mense se harte arresteer nie. Wil U nie die hemel oopmaak, Here, en net 'n wolk van genade oor ons uitstrek, Here, dat mense net teenwoordig bewus sal word van U teenwoordigheid en bewus sal word van sonde, geregtigheid en oordeel. En Here, dat hulle na U sal draai, dat die kerke in die omgewing, Here, tot oorlopends toe vol sal word en dit sal oorspoel, Here, van hier af na die middestad toe, in noord en suid en oos en wes, Here, en dat mense uiteindelik, Hemelse Vader, by die Here sal kom en hulle harte vir die Here sal gee. Help ons, Here, om ons lewens so te organiseer dat ons U altyd eerste sal stel. Ek bid dit in die groot en die verhewe naam wat ons almal liefhet, Jesus Christus ons koning, en ek prys U daarvoor, Vader. Amen. Okay, julle blessings vir julle, baie dankie nogmaals, hoor, ek waardeer dit en julle is baie oulik geweest vanaand.